Matteus 28 vers 6. Ons gaan vir Bevan verskoon. Hy moet nog gaan werk. Hy sê altyd hy moet nog gaan werk. So hy moet nog gaan speel eers. Ek weet nie hoekom speel die mense op sulke dae nie, maar maar die Here weet maar seker waarom maar ander is wat hy by sy huis is nie. Maar ons is bly vir die werk wat hy kon doen voordat hy kon weggaan. As jy Bybel het, lees met my saam Matteus 28 vers 6. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Matthew 28:6. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Here sien die lesing van sy woord om sy naams ontwil. Ek weet ek is besig gister om voor te berei vir vandag se diens. En ek gaan deur 'n geweldige tyd van wroging met myself. En ek glo dat ek wil nie hier kom staan en my eie goed sê nie, maar ek wil sê wat die Here sê. En ek wil vanoggend vir ons maar Doris vra om te kom, om net vir die Here te bid dat hy die woord sal seën en dat hy my onder sy bloed sal trek, sodat ek sal spreek soos hy wil hê ek moet spreek. Maar Doris, kom bid vir my mamma. Een van die vroue in die gemeente vir wie ek baie lief is, beskou haar as my eie ma. En ek is so bly dat sy by ons kon aansluit. Doris, bid net dat die Here sy woord sal seën. Kom ons sluit ons woord. Almagtige Hemelse Vader, ons kom vanoggend voor die Here. Baie dankie vir u opstanding, Here, vir ons sondes, Here. Here, baie dankie dat dit is net u, Here. Daar is net een soos u, Here. U groot liefde vir ons, Here. Here, seën ons pastoor, Here. En alles wat hier vanoggend gaan gedoen word, Here. Here, seën dit, Here. In u naam ontwil. Amen. Baie dankie, die Here seën jou. Die opstanding van Christus is 'n gebeurtenis wat die hoeksteen vorm van ons Christelike geloof. Die opstanding is die fondament waarop ons geloof gebou is. As die opstanding nie plaasgevind het nie, dan was daar nie 'n Christelike geloof nie. Dan sou ons nooit so by mekaar kon sit nie. Dan sou die Christelike kerk in mekaar geval het. Want sonder die opstanding is daar nie 'n kerk van Christus nie. Dit is om die rede dat daar van alle fronte af die opstanding aangeval word. Dis om die rede dat mense verskeie redes kry. Mense verskeie dinge sê om dan vir ons te probeer oortuig dat Christus nie opgestaan het nie. Want hulle weet dat die opstanding is die hoeksteen van ons geloof. Jy sien, daar is baie gelowe wat glo dat Christus nie opgestaan het nie. Een van die gelowe glo dat Christus direk van die aarde af na die hemel is. Dat daar nie 'n dood of 'n opstanding was nie. Ander het ander oortuigings oor wat gebeur het. En dis nie 'n vreemde ding nie, want hulle weet as hulle kan bewys dat daar nie 'n opstanding is nie, dan is alles te vergeefs, ook ons geloof in Christus is te vergeefs.
Daarom sien ons, toe hy opgestaan het, was daar groepe wat probeer het om mense te oortuig dat hy nie opgestaan het nie. Die Sanhedrin, die Joodse owerste, het die gerugte verskry dat die disippels sy liggaam gesteel het. Hulle het die gerug versprei dat hy nie opgestaan het nie, maar dat die disippels in die nag gekom het om sy liggaam te steel. Ek weet nie hoe dit moontlik sou gewees het nie, met die rots wat by die opening van die grot gewees het, met die soldate wat daar gewees het om die liggaam te bewaak en wat hulle lewe sou gee indien iemand sou probeer om sy liggaam te steel. Dit was nie moontlik nie. Andere sê weer dat Christus het nie werklik gesterwe nie. Hy het gemaak asof hy dood is. He fake his death. Met ander woorde, omdat hy nie regtig dood is nie, het hy later weer reg geword en hy het die klip weggerol en hy het uitgegaan, omdat hy nie dood was nie. Andere sê weer, die feit dat die vroue die eerste by die graf is, die feit dat die vroue eerste verkondig het, dat hy opgestaan het, is volgens die Joodse geloof nie baie betroubaar nie. Want jy sien, vroue in daai tyd het nie baie mag gehad nie. Vroue was basies gesien as mense wat eers werklik in die hof kon getuig nie. So hulle was onbetroubare getuienisse. Mense kon hulle nie glo nie. So hulle kon nie die boodskap van die opstanding kon hulle nie vir ons bring nie. Hulle probeer hierdie dinge om te keer dat daar bewys kan word dat Christus opgestaan het. So sy opstanding was vanaf sy dood, het mense probeer om dit te betwyfel. Vanaf sy dood het mense dit probeer bevraagteken, want hulle het geweet watter groot impak die opstanding van Christus op die kinders van die Here se lewens sou hê. Hulle het geweet dat die opstanding sou mense se lewe verander en dat die verlossingsboodskap uitgevoer sou word. Paulus skryf aan die Korinte, 1 Korintiërs 15, en hy haal dieselfde ding aan. Hy raak aan dieselfde onderwerp. 1 Korintiërs 15:14, en as Christus nie opgewek is uit die dood nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeef ook ons geloof. Engels, and if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is our faith. Petrus besef dat as nie 'n opstanding was nie, dan is dit wat ons vandag doen te vergeefs. Dan is ons geloof en ons vertroue in Christus is dit te vergeefs. En nou kom hy en hy wil ons herinner daaraan hoe belangrik die opstanding in die kind van die Here se lewe is. Ons prediking is te vergeefs, sê Petrus. Ons geloof is nutteloos. En dan ook sê Petrus, as Christus nie opgestaan het nie, dan is ons nog steeds in ons sondes en ons oortredinge. Want jy sien, dit is sy bloed wat ons van ons sondes verlos het. Dit is die opstanding wat vir ons daai versekering gee, dat ons nie onder die sondes lewe nie, maar dat ons lewe onder die genade van God. En die opstanding is 'n bewys daarvan. 1 Korintiërs 15 sê ook so mooi, if Christ was not raised from the dead, you are still in your sins. As Christus nie opgestaan het nie,
dan is ons nog steeds in ons sondes. Dan is daar geen opstanding vir ek en jy nie. Want dit is omdat hy opgestaan het, daarom het die versekering dat ons ook eendag gaan opstaan. En weet jy wat vir my so belangrik is? As daar nie 'n opstanding van Christus was nie of is nie, dan is daar nie vir ons 'n ewige lewe nie, Nathan. Johannes 3:16, want almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te noem. Johannes 12. Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe beerwe. So as hy nie opgestaan het nie, kan ons ook nie opstaan nie, en dan is daar nie 'n ewige lewe of 'n lewe na die dood nie. Maar weet jy wat vir my so wonderlik is? Weet jy wat vir my so wonderlik is? Is die feit dat hy wel opgestaan het. Dis die versekering dat ons weet dat Christus opgestaan het. Die dood kon hom nie hou nie. Die dood kon hom nie hou nie. Op Pinksterdag, Handelinge 2, verklaar Petrus dat Jesus het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het. En hier is my die belangrike deel, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou kan word. Die dood kon hom nie hou nie. Die dood kon hom nie hou nie. Die dood kon hom nie hou nie. Christus het opgestaan. Hy is nie meer in die graf nie. 1 Korintiërs 15:20. Maar nou is Christus opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap is. Hy sê hy is die eerste een wat die dood kon oorwin. Toe hulle hom begrawe het, toe hy onder die aarde was, man, het die vyand gedink, dis klaar nou, hy is dood, hy sal nooit weer lewendig word nie. Maar hy kom, en hy kom teen die dood, en hy breek die mag van die dood. Hy word die eerste een wat die mag van Satan en die mag van die dood gebreek het en opgestaan het. Daarom sê die Bybel, omdat sonde in die wêreld gekom het, deur die eerste Adam, kom Christus nou, en hy word die eerste persoon wat uit die dood uitkom. Vyand, Satan en sy vyande het gedink, dis klaar. Satan en sy vyand het gedink, dis verby, maar Christus het opgestaan. He was the first fruits, the first event of its kind in the whole history. He has forced open a door that was locked. He opened that door so that you and me can have eternal life, so that we will also be raised from the dead when he comes on the day when he will come to take his bride with him. Hy sê, my pastoor is reg, maar waar is die bewyse dat hy opgestaan het? Hoe weet ons? Jy weet, ek kry altyd my antwoorde, Pieter, in die woord van die Here. Ek soek my antwoorde in die woord van die Here. Hy sê in Johannes 20 sê, hy het verskyn aan Maria. Toe Maria daar is, na by die graf in die tuin, en sy huil en sy ween, en hierdie tuin hier kom daar toe aangestap, en sy sê net vir hom, sê net vir my, waar het julle hom begrawe? Sê net vir my, waar hy is. En sy het hom nie geken nie. En hy sê vir haar, Maria, en toe weet sy dat sy praat
met 'n verreëse God, 'n lewendige God wat hier by haar is, wat vir haar sê moet my nie aanraak nie, want ek het nog nie met my Vader in gemeenskap gekom nie. Maria, die ma van Johannes, Salome, Joanna, het ook hom gesien. En dan Petrus, en dit is vir my so wonderlik van die skrif nie, wanneer hy vir Maria hulle sê, gaan sê vir Petrus, ek het opgestaan. Gaan sê vir Petrus. Nou waarom sonder hy Petrus uit? Jy weet, God weet Petrus het hom verraai. God weet Petrus sit nou daar in sak en as. Hy is teleurgesteld in homself. Hy weet nie wat om te doen nie. O, maar my God, vergewe Roekoes. Hy vergewe ons sondes, man. Daarom kom hy en hy sê vir hulle, gaan sê vir Petrus, ek het opgestaan. Hy sê dit omdat hy wil hê Petrus moet weet, hy hou niks teen hom nie. Hy hou nie die verraad teen hom nie. Hy is nog steeds net so lief vir hom, soos wat hy vir hom gewees het. Gaan sê vir Petrus, twee disippels, die Emmausgangers, is besig om na Emmaus toe te loop, en terwyl hulle loop, kom daar 'n derde man by hulle aangesluit, en hulle praat oor die gebeure wat die naweek gebeur het, die kruisiging, en hoe teleurgesteld hulle is, dat Christus nie opgestaan het nie, dat hulle hom gekruisig het nie, maar hulle het nie geweet, dat dit Christus is, wat saam met hulle is nie. En die Bybel sê vir my so mooi, hy het vir hulle al die skrifte, het hy vir hulle verduidelik, en toe hulle oë oopgaan, toe weet hulle en sien hulle, dat dit die verreëse Christus is. In die bokamer kom hy, die disippels is daar by mekaar, hulle is nog vol vrees, want hulle is bang dat die Jode miskien daarheen sal kom om hulle dood te maak. Daarom sluit hulle al die deure, maar Joyce. Maar jy weet, Christus het 'n verreëse liggaam, hy het 'n nuwe liggaam. Terwyl hulle nog so daar is, toe staan hy in hulle midde en hy sê vir Thomas, hier is my hande, man. Kom sit jou vingers deur my hande. Dit is ek, Christus wat hier is. Ek is nie dood nie. Ek lewe tot en altyd. So het hy ook verskyn aan 500 anders. 1 Korintiërs 15:6. So daar's bewyse dat toe hy opstaan, het hy aan verskeie persone verskyn wat kan getuig dat God opgestaan het. Hy het opgestaan. Die gedeelte Prudence wat vir my gister so hoofbrekings gegee het, is seker die skrifgedeelte in Efesiërs hoofstuk 4. Jy sien, baie keer vra mense, maar wat het gebeur vanaf die tyd dat hy gesterwe het, tot die tyd wanneer hy opgestaan het? Wat het in daai tyd gebeur? Het hy maar net gelê daar en dan opgestaan die 3de dag, of wat het gebeur tussen sy dood en sy opstanding? Daar het baie dinge gebeur tydens daai tyd. Daar het baie dinge gebeur tydens daai tyd. Want jy sien, Abraham, Isak, Jakob, David en al die mense was oorlede. Hulle het gesterwe, maar hulle siele was nog nie by Christus nie. Hulle siele was nog nie in die hemel nie. Hulle het gewag vir die opstanding, want hulle kon nie na God toe gaan as hulle nog 'n sondige natuur gehad nie. Hy moes eers opstaan sodat hulle van hulle sondes vrygemaak kan word, sodat hulle dan na hom toe sou gaan. Nou vra hy vir my, Tissie, maar waar was hulle siele? Waar was hierdie siele van hierdie afgestorwenes? Die
woord wat gebruik word op die plek waar hulle was Hades. Of sommige sê dit was Sheol gewees. Dit is waar die siele van die wat in Christus gesterf het voor sy opstanding, dit is waar die siele was van die regverdiges. Hulle kon nie na Christus toe gaan nie. Hulle kon alleenlik na hom toe gaan na die opstanding. So hulle siele was in Sheol of in Hades gewees. Laat ek dit terugneem na die verhaal hier, na die gebeurtenis van Lazarus en die ryk man. Laat ek dit terugvat daarna toe. Hy sien baie mense probeer bewys dat dit 'n parabool was. Dat dit nie 'n werklikheid was nie. Dat Christus daardeur iets wou sê, maar hy weet ook dit is uit die put van die hel uit. Want dit is 'n werklike gebeurtenis wat Christus vir ons gee. Dit is iets wat werklik gebeur het. Hoe die ryk man gesterf het, hoe Lazarus gesterf het, hoe dat die ryk man sy oë oopgemaak het in die poel van vuur, en hoe Lazarus by die voete van Abraham gesit het, by die boesem van Abraham. En sommige sê dis is die paradys waar hy gewees het. En dit is waar die siele van die afgestorwenes wat in Christus gesterf het, dit is waar hulle siele heen gegaan het. Lazarus was daar, en dan ook die ander persone was ook daar. Dit herinner my aan die man aan die kruis, coach, toe die Here vir hom sê, vandag nog gaan jy saam met my in die paradys. Let wel, die Here sê nie in die hemel nie. Hy sê in die paradys. Met ander woorde, hy was by die voete, by die boesem van Vader Abraham. En nou kom Efesiërs 4 na my toe. En Efesiërs 4 sê so mooi vir my. Hy het die gevangenes, het hy gevange geneem. Hy het opgevaar in die hoogtes en hy het neergedaal onder die diepte van die aarde en hy het die gevangenes, het hy vrygelaat. Psalm 68 vers 19. Pastoor, wat sê jy vir my? Al wat ek vir u sê, dat Christus het geweet, daar is nog siele van hom wat wag op sy opstanding. Daar is mense wat hom gedien het, wat nog nie saam met hom is nie. En die Bybel sê, toe hy sterwe, toe hy opstaan, toe gaan hy onder die diepte van die aarde in. En hy gaan verlos al die siele, en hulle het saam met hom gegaan na die hemel toe, waar hulle vandag nog saam met hom is. So Christus daal neer na die diepte van die aarde toe, en hy gaan verlos vir Abraham, Isak, Jakob, David, en hy neem hulle na hulle koningshuis, hy neem hulle na die hemel toe. 1 Petrus sê so mooi, hy het die geeste, he went and made proclamation to the imprisoned spirits. Met ander woorde, hy het die geeste, die evil spirits, wat ons altyd so teen moet kom, het hy onder sy voete geplaas. Hy het vir hulle bewys, dat hy oorwinning oor hulle gehad het, en hy neem sy kinders na die plek toe, waar hy wil hê hulle moet wees. So hulle is nie meer in paradise nie, hulle is nie meer in Hades nie, hulle is by die Meester, waar hulle saam met hom, natuurlik die hiernamaals saam met hom geniet. Ek sit daar,
En ek kyk na hierdie dinge toe. En iets val my op. Matteus 27 vers 50 tot 54. En ek wil hê jy moet saam met my lees uit hierdie gedeelte uit. Matteus 27. Is die bril ook nou. 27, 50 tot 54. Vir my is hierdie so 'n belangrike gedeelte. As jy dit dan lees ons saam. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur. En nou wil ek jy moet die gedeelte saam met my lees. En die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hy die graf uitgegaan en in die heilige stad aangekom en aan baie verskyn. Christus kom nie net en hy neem sy kinders wat in Hades is, na die hemel toe nie. Hy veroorsaak 'n aardbewing en die gelowige kinders van God, die wat in hulle grafte was, hulle staan op. Hulle staan op, hulle word lewendig gemaak. Hulle staan op en hulle dwaal in die strate rond en hulle gaan getuig dat Christus opgestaan het. Hulle word uit die doodheid word hulle opgewek, man. Uit die doodheid word hulle opgewek. En hulle staan saam met Christus, staan hulle op en hulle lewe weer. Maar Doris sê, pastoor, wat wil jy vanoggend vir my sê? Pastoor, wat wil jy vanoggend vir my sê? Hy sê, ma, ons wat kinders van die Here is, ons is nie bang vir die dood nie. Hy sê, ons wat kinders van die Here is, ons vrees nie die dood nie, Pieter. Want jy sien, die feit dat Christus opgestaan het, beteken dat wanneer ek sterwe, ek ook gaan opstaan. Dit beteken dat daar 'n opstanding is vir een en elkeen van ons wat hier op hierdie aarde is, omdat ons Christus opgestaan het. Die lewe, die dood is nie die einde nie. Die dood is nie die einde van ons lewens nie, man. Daar is 'n herontmoeting. Daar is 'n weerontmoeting. Ons gaan saam met die Here in die hemel gaan ons verskyn. Ons gaan opstaan, maar Joyce, ons gaan verheerlikte liggame hê, man. As ons nie sterwe nie, as ons nog lewe en die bassein blaas in die Bybel, dan gaan ons opgelig word. Ons gaan hom in die hemel ontmoet en ons gaan saam met hom waar ons vir ewig saam met hom sal wees. Die dood is nie die einde, Pieter. Die dood is net die oorkoms van na 'n nuwe lewe toe, 'n beter lewe saam met die Here, waar daar nie meer siektes is nie. Ek sê altyd, daar is nie checkers in die hemel nie, vir Suster Philly, en die Here self gaan vir ons voorsien, man. Hy is ons God. Daar gaan nie siektes wees nie, daar gaan nie lyding wees nie, want ons gaan vir ewig en altyd gaan ons saam met hom wees. Waarom?
omdat hy die dood oorwin het. En vir die kind van God is daar nou nie meer 'n einde wanneer die dood op ons weg afkom nie. Ek wil u bemoedig vandag, man, as jy huis toe gaan, my sussie, Sister Doreen, as jy huis toe gaan, Sister Dol, en dan kom mense na jou toe vandag en sê vir hulle, die Here het opgestaan, en omdat hy opgestaan het, daarom gaan ek ook opstaan. So moenie oor my worry wanneer ek sterwe nie, man. Moenie te hard huil nie, want ek is op 'n beter plek. Ek is daar by my meester. En hoe wonderlik sal dit wees, die dag wanneer ons sterwe, en wanneer ek daar bo kom, en ek sien my nene is ook daar so nie. Hoe wonderlik sal dit wees, as ek daar bo kom, en ek sien my pa is ook daar nie. Weet as 'n koortjie wat sê, soos die stoele leeg word die onder, so word dit vol daarbo. En hoe ons saam weer by die Here gaan wees. Hoe wonderlik, Kimberlyn, sal dit wees, die dag wanneer ons almal daarbo is, en dan is ons nie meer Trinity nie, dan is ons kinders van die Almagtige. Mag jy daai versekering hê, man, mag jy nooit twyfel oor wat gebeur wanneer die dood intree nie, want vir die kind van die Here is die dood die oorgang na 'n nuwe lewe. Soos wanneer ons 'n put neem, Doris, en ek dink u en die oudie sal my kan help, wanneer jy 'n put neem en jy gooi hom in die grond en jy plant hom, dan moet hy eers sterwe. Hy moet eers sterwe, maar na 'n paar dae gaan jy sien, hy begin weer te groei. Hy kry weer lewe. Net so moet ons ook eers sterwe, sodat ons by die Here kan uitkom. Jy kan nie by hom uitkom sonder om te sterf nie. Jy moet sterf om by hom uit te kom, maar dit sal wonderlik wees om by hom uit te kom. So ek wil vanoggend wegstuur met die boodskap, man, coach. As daar iemand na jou toe kom en sê vir hom vanoggend, die Here het opgestaan, Pieter, en ek gaan ook eendag opstaan wanneer ek hierdie aarde verlaat. Kom ons sluit dan so. Here, dankie vir die prys wat U betaal het. Here, dankie vir die bloed wat gevloei het, sodat my sondes vergewe kan word. Meer nog, dankie Here vir die dood, wat vir my die versekering gee, dat die dood oorwin is. Die dood kan my nie vashou nie, maar dat ek na U toe sal kom. Ek wil bid, Here, as daar vandag diegene is wat U nog nie ken nie, my God, wil ek julle moet hulle haas om by U uit te kom. Here, want almal gaan die hemel toe nie. Daar is ook 'n plek wat voorberei is vir die duiwel en sy engele, hulle wat U nie ken nie. Maar ek bid, Here, skenk hulle genade, dat hulle ook sal nader kom en met die gemeenskap en met die ontmoeting sal hê, dat hulle ook na U toe kan kom. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.